Vrydag, goeie Vrydag, het ons by die kruis van Golgotha gestaan. En die gedagte aan goeie Vrydag, en die kruisiging, die sterwe, die dood van Jesus Christus is moeilik om by mekaar uit te bring. Hoe kan Jesus se dood en goeie Vrydag met mekaar versoen word? Wat is dan goed in die dood? Dan moet ons dit ook bedink uit die gedagtegang van Jesus se disippels. Hy wat gesê het dat hy die Messias is, hoe kan hy dan dood wees? En dit, geliefdes, is die groot paradoks, die groot teenstelling van die Christelike geloof. Nou, paradoks is wanneer ons twee feite langs mekaar stel, maar vir die menslike verstand is dit teenstrydig, goeie en dood. Hoe kan dood goed wees? Nou, een van die kommentators het gesê, ons moet eintlik, as dit by die Christelike geloof kom, eintlik van hyperdokse praat en nie van paradokse nie. Paradoks beteken twee goed langs aan mekaar. Hyperdokse is die een en die ander nog steeds dieselfde in betekenis, maar die een is totaal bo die verstand. Dit kan nie verklaar word nie, dit gaan alle verstand te bowe. Dit is 'n hyperdoks. Maak nie saak wat ons dit noem nie. Of nou paradoks of 'n hyperdoks is. Die feit is dat die Christelike geloof is juis hierin gesetel. In hierdie teenstellings, oënskynlike teenstellings. Want dit is juis dit wat dit vir die ongelowige so moeilik maak om te glo wanneer hy dit hoor. En Paulus verduidelik dit uitstekend wonderbaarlik in 1 Korintiërs 2 vers 12, waar hy dan ook sê, ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. En daarvan spreek ons ook, ons praat daarvan, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike dinge vergelyk. Maar die natuurlike, die ongeredde mens, neem die dinge van die Gees van God nie aan nie. Daar sê hy dit, hulle het nie die Gees van God nie, hulle kan dit nie aanneem nie. Want dit is vir hom dwaasheid. Dwaasheid. En ons moet dit verstaan. En hy, die ongeredde, kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word, dit is geestelik van aard. Hy het nie die gees nie, hy kan dit nie verstaan nie. En dan moet dit ook vir ons lei, wanneer ons dan die evangelie met iemand deel, of wanneer ons mense het vir wie ons so graag wil sien, dat hulle tot die geloof moet kom, dat ons dit dan sal verstaan. Hulle kan dit nie verstaan nie. Hulle het nie die gees van God nie. Nou, hoe kan hulle dit dan verstaan? Alleenlik wanneer die gees van God in hulle lewe werk, en op daardie stadium God se waarheid vat, en aan hulle openbaar, en wanneer hulle daardie insig kry, dit is dan daardie oomblik wat tot hulle bekering lei. Maar die gees van God is noodsaaklik om die waarheid van God te verstaan. Anderster is dit dwaasheid. Dwaasheid. En ons moet verstaan dat die mense wat nie die evangelie aanneem nie, in hulle harte dwaas is. Om watter rede? Daar's baie rede vir dwaasheid. Hulle dink te veel van hulle self, en daar's baie ding wat in hulle lewe is, wat hulle aanbid as God, ensovoorts kan ons, maar dit gaan nie daaroor nie. Die feit van die saak is, die basiese beginsel is, hulle is dwaas in hulle harte.
En of dit nou dwaasheid of paradokse of hyperdokse is, maak nie saak wat ons dit noem nie. In God se wysheid, soos hy dit aan ons geopenbaar het in die Bybel, is daar verskeie waarhede wat vir die ongelowige dwaasheid is. Maar vir die gelowige is daar die dwaasheid, lewe, die lewe in Jesus Christus. Dit was Jesus se woorde in Johannes 14 vers 6. Ek is die weg en die waarheid en die lewe, het hy gesê. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Nou met ander woorde, as dit dan waar is, en dit is waar, dit is Jesus se eie woorde, as hy dan sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, hoe kan iemand na die Vader kom? Hy moet deur die weg en die waarheid en die lewe na Jesus toe gaan. Hy moet deur daardie waarheid wat in God se woord geopenbaar word, hy moet daardeur gekonfronteer word, sodat dit wat vir hom dwaas is, die waarheid kan word. Daar is heel party paradokse in die Bybel. Jesus het verskeie keer in sy lering het hy dit gedoen, van paradokse gebruik gemaak. Matteus 10 vers 39, wie sy lewe vind, sal dit verloor. Dis 'n paradoks. Vind, verloor, wie sy lewe vind, sal dit verloor. En wie sy lewe verloor, om my ontwil, sal dit vind. Dis 'n paradoks, geliefdes. Matteus 23 vers 11 en 12. Maar die grootste, bedoelende daarmee die belangrikste, een van julle wat die belangrikste is, die voorste ene is. Maar die grootste van julle moet julle dienaar wees. Dit is bietjie ongewoon. Nou as ons na die regerings van die wêreld kyk, is dit beslis nie wat hulle in gedagte het met wie hulle is nie. Maar wat het Jesus gedoen? Hy het sy disippels se voete gewas. Dit was net 'n simboliese daad daar, maar hy het dit vir hulle gewys. Maar watter groter diens dan het hy aan die mens gelewer, as om te sterf in die plek van elkene wat hom as redder aanvaar en by sy sondes aan hom bely. Dit is ware diens. Dit is ware diens. Vers 12, wie homself verhoog, sal verneder word. En wie homself verneder, sal verhoog word. Weereens die paradokse. Paulus ook in 2 Korintiërs 6, vers 4 en dan ook 9 en 10. En hy sê daar, maar in alles beveel ons onsself aan as dienaars van God. En luister nou na die paradokse. As onbekendes en tog goed bekend. As sterwendes en kyk, ons lewe. Paulus beskryf die gelowige hier. As getugtig en tog nie dood nie. As bedroefdes maar altyd opgeruimd. As armes maar wat baie ander ryk maak. As mense wat niks het nie en tog alles besit. Dit is die paradoks van die Christelike geloof. Ook in 2 Korintiërs 12 vers 10 skryf Paulus, daarom het ek beha in swakhede. Beha, swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolging, in benoude. Ek het beha in daai goed, sê Paulus, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Met ander woorde, as ek swak is en my wil prysgee, daarin is my krag geleë, want dit is aan Christus wat my sterk maak. En so is dit waar van elkeen van hierdie paradokse. Ons moet onsself gee en opoffer en geduldig wees en op watter manier ons ook al gevra word om te offer, om bereid te wees om dit te offer. Want dan sê die Here in sy woord, want dan is ons sterk. Daarom is die Christen gelowige is nie die voorste een in of die dromslander in die optog in protes nie.
Hy is nie die voorste skreeuwer en die geleerdere van al die protesmakers nie. Hy is bereid om aan homself te sterf en homself aan daardie omstandighede te onderwerp, want dit is wat God vir hom bepaal het, en dat hy bereid is om te sê, u wil geskied, en mag u wil geskied in my lewe. En so kan ons aangaan, geliefdes, die woord van God bevat baie sulke paradokse. Want die wysheid van God staan geheel en al teenoor die denke en die doen van die wêreld. Hoor julle wat ek sê? Daar's baie van hierdie paradokse in die skrif. En is elke keer teen menslike denke. Hoe die mens, die ongelowige dink, hoe die wêreld dink. Want die wysheid van God staan geheel en al teenoor die denke van die wêreld. En dit bring ons nou terug, geliefdes, by daardie dag van Christus se dood, daardie goeie Vrydag. En dit bring en bevestig by ons die feit dat daardie dag oor redding en verlossing en lewe gaan, ten spyte van die feit dat dit in die dood van Jesus Christus gevestig is. Sy dood beteken redding en verlossing en lewe. In sy sterwe is daar vir ons lewe. In sy vernedering is daar vir ons opheffing. In sy lyding is daar vir ons verlossing daarvan. En nog meer, en so kan ons aangaan. Almal paradokse van die geloof. Maar omdat die ongereddes buite die genadebestel van God staan, is hierdie teenstellings, is hierdie paradokse vir hulle onbegrypbare dwaasheid, soos Paulus dit in 1 Korintiërs 2 gestel het. Want dit het baie belangrike implikasies vir die kerk hierdie, en ons moet dit besef. Wanneer ons as gemeente by mekaar kom, is dit nie om gelowiges te kerste nie, maar om die gelowiges te onderrig, en op die pad van heiligmaking te lei. Onthou, dit was deel van Jesus, 'n groot opdrag aan sy kerk, in Matteus 28, waarna ons verlede week gekyk het. Maak disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle, om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En as ons net kyk uit die kort bestek van hierdie boodskap tot nou, hoeveel vermaanings is daar om te doen wat die Here se woord van ons vra, om te wees wat die Here se woord van ons vra. Jesus het gesê, leer hulle, en mag die kerk daaraan getrou wees. Want die Vader weet alleen, as ons na die wêreld kyk, wat aangaan in die wêreld, is daar maar baie min gelowiges. En in ons land, waar 89% volgens die jongste opname sê, dat hulle gelowiges is, of Christene is, geliefdes, waar is hulle hier in ons gemeenskap? As 89% Christene was, as ek vir julle sê, wat 'n wonderlike wêreld sou ons in gelewe het. Dan het ons nie elektriese heininge en diewering en waghonde en al daardie goed nodig gehad nie. Maar is dit die werklikheid van hierdie lewe en hierdie wêreld, ook hier? Nee, geliefdes. Dis juist die probleem, dat hulle wat bely om gelowiges te wees, nie soos gelowiges lewe nie. Maar die kerk, en ons moet mekaar daaraan verantwoordelik hou. Dis hoekom ons 'n liggaam is, en vir mekaar sê, maar dit wat jy nou doen en wat jy nou sê, is sekerlik nie wat die Here van jou vra nie. Is ons bereid om dit te doen? Het ons 'n keuse hierin? Want dit is juist
die toets van ons geloof. Ons het Vrydag na die kruisgebeure gekyk soos dit in Lukas 23 beskryf is. En in vers 46 van Lukas 23 het Jesus sy laaste asem uitgeblaas en daarna in verse 47 tot 54 het ons gesien hoe Josef van Arimatea sy liggaam geneem het en in die graf gaan neerlê het. Alles presies in ooreenstemming met die Ou Testamentiese profeseë. En dan lees ons in vers 55 van Lukas 23, die vrou wat saam met Jesus van Galilea afgekom het, het saamgeloop en die graf gesien en gekyk hoe sy liggaam daar neergelê word. En daarna het hulle huis toe gegaan en reukolie en salf gereg gemaak. Hoekom? Want hulle sou sy liggaam gaan balsem. En op die Sabbatdag het hulle gerus soos die gebod bepaal, sodat hulle dan die volgende dag, die Sondag, sy liggaam kon gaan balsem. En dit bring ons dan waar ons vandag op hierdie Paasondag staan, by die opstanding en die leë graf. En ons skriflesing is uit Lukas 24 vers 1 tot 9, soos dit ook op die bulletin verskyn. Lukas 24 vers 1. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het, wat hulle voorberei het. En daar by die graf kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingang het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. En met eens staan daar by hulle 2 manne met blinkklere aan. En die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. En toe sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hoekom het julle gedink, Jesus gaan in hierdie graf wees? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galilea was? En gesê het, die Seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Jesus het dit vir julle gesê. En toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die 11 en al die ander vertel. Geliefdes, hierdie is die opstandingsgebeure. In kort, dit word ook in die ander evangelies beskryf, maar hier het ons dit in breë trekke, maar in alles in die essensie. En dit bring ons by die vraag, hoe moet ons dit verstaan? Hoe dit op ons betrekking? Die apostel Petrus gee vir ons 'n baie goeie verduideliking in 1 Petrus 1 vers 3 tot 5. 1 Petrus 1 vers 3 tot 5. Hy skryf daar, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. En nou het ons 'n lewende hoop, 'n lewende verwagting op die onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Dis wonderlike nuus eintlik ook hierdie laaste dat sê, God is reg om die waarheid te openbaar. So wanneer ook al die bestemde tyd is wat deur hom bepaal is, gaan dit geopenbaar word. So dit is wonderlike goeie nuus. En dan weer in vers 21, 1 Petrus 1 vers 21, deur hom, deur Jesus Christus, glo julle in God wat hom, Jesus uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. En daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Hier bevestig Petrus, die opstanding gee vir die gelowige al die hoop wat hy nodig het in hierdie wêreld. Paulus in Romeine 8, daardie so bekende, beminde hoofstuk in die woord, Romeine 8, vers 11 tot 17.
omdat die gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon. Bevestig nie. Die gelowiges het die gees van die Here. Sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike, ek wil net weer herhaal, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Almal wat hulle deur die gees van God laat lei, is kinders van God. En die gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle die gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, wat Vader beteken. En hierdie gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. En onthou julle wat Paulus byvoorbeeld in Efesiërs skryf, alles wat ons denkbaar kan nodig hê, het God vir ons gegee in Christus Jesus. Ons is erfgename daarvan. Maar dan moet ons dit nie in 'n wêreldse sin verstaan nie, want die wêreldse dinge gaan verby. Ons wil nie hierdie kaf van die wêreld hê nie. Ons wil die ware seëning hê wat ons deel in Jesus Christus is. Ons is erfgename van God. Erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Dit wat ook in die doop gesimboliseer word, die lyding, maar ook die heerlikheid, die ondergaan, maar ook die opstaan. Oor en oor kom die boodskap, geliefdes. Jesus se opstanding is vir gelowiges die versekering van redding en saligmaking tot die ewige lewe. En toe ons 2 weke terug na die Bybelse doop gekyk het ons gesien dat daardie opstaan uit die water die simbool van opstanding uit die dood tot die lewe is. En waardeur ons dan ook daardeur simbolies ook al die rykdom in Christus kry. Dit was vir Jesus die werklikheid daardie dag toe hy gedoop is deur Johannes die Doper. En dit net so is dit vir die gelowige wat gedoop word, eweneens die werklikheid. En dan onthou ons ook hoe God die hemel oopgeskeur het om te verklaar, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. En dan onthou ons ook net soos die voorhang van die tempel geskeur. Die hemel het oopgeskeur en God het verklaar, dit is my geliefde seun, waardeur Jesus sy amptelike bediening begin het. Maar net so met Jesus se werklike oomblik van sterwe, het die voorhang in die tempel geskeur. En dit wat 'n versperring tussen God en mens was, is oopgemaak toe Jesus verklaar het, tetelestai, dit is volbring, redding is afgehandel. Redding is afgehandel. Dit word ook beaam, wanneer ons dink ook net daaraan onthou dat ons toegang tot God is nou deur ons hoëpriester, Jesus Christus. Want God was tevrede met sy offer. Hy wat die lam van God was, wat homself gegee het om geoffer te word. Dit is wat Hebreërs 10 beaam. Hebreërs 10 vers 19 tot 23. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. En hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. Vers 21. En terwyl ons hom ook as groot hoëpriester oor die huis van God het. Kyk in vers 19 was hy die bloed van Jesus, die offerlam. In vers 21 die groot priester, hy is beide priester en die offerlam. Laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte gereinig van 'n skuldige gewete, ons liggame gewas met skoon water en laat ons styf vashou aan daardie onverwelklike hoop wat ons bely, want God is getrou, hy doen wat hy beloof het. Jesus is die hoëpriester wat die volmaakte offer bring. En daarom kan ons seker wees van ons sondes wat vergewe is.
Hy is nie net die offer nie, die volmaakte offerlam nie. Met ander woorde, hy kan ons vir ons sondes betaal, maar hy is ook die hoëpriester wat die offer na God toe neem en aan hom bring. Daarom is ons dubbel verseker van ons redding asof dit nodig is. As God sê ons is seker, dan is dit seker, ons het nie dubbele of trippel of enige 100 male versekering nodig nie. Een keer is goed, want dit is God wat dit sê. En na sy opstanding uit die dood het Christus nog 40 dae hier op aarde deurgebring. En in hierdie tyd het hy onweerlegbare bewyse gelewer van sy opstanding, soos dit in Handeling 1 vers 1 tot 3 deur Lukas beskryf word. Hy skryf daar, nou Lukas het Handelinge geskryf, in my eerste boek, Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus gedoen en geleer het van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. En voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Dit is daar die leerskool, die intense leerskool, vir 40 dae wat Jesus daar op aarde was nog na sy opstanding en voor sy hemelvaart, wat hy intens die apostels onderrig het. So dat hierdie waarhede wat ons vandag in die Bybel het, in sy geopenbaarde woord, ons kan weet, dit is wat Jesus hulle onderrig het. En na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. En in die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Hy het hulle onderlê in die waarhede van die evangelie. En daarna hierdie 40 dae lees ons in Handelinge 1 vers 9, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Maar daar het ons dan sy hemelvaart. En dit was dan nog 'n stap. Hierdie hemelvaart van Jesus is nog 'n verdere stap in die uitvoering van God se reddingsplan. Maar verstaan ook die implikasies daarvan, geliefdes. Christus het opgevaar na die huis van sy Vader, waar hy vir ons 'n plek voorberei, en dit is soos hy dit beloof het in Johannes 14 vers 3. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Daar is die eerste aankondiging, die vooruitskouing van die wegraping wat gaan kom. Die wegraping wat gaan kom. En Christus is nou verhef tot die ereplek aan die regterhand van God die Vader, wat 'n baie spesiale plek is. Hebreërs 1 vers 3 sê, uit hom straal die heerlikheid van God, en hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand, en nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Dit bevestig dus. Christus is in God se teenwoordigheid verwelkom, die Vader se teenwoordigheid. En sy werk is as voltooid beskou, wat hy het gaan sit. Hy het nie meer nodig gehad om te werk nie. En daarom is ook sy hemelvaart, die voorspel en die versekering van ons toekoms, omdat ons verenig is in sy dood en in sy opstanding. En daarom kan ons ook seker wees dat ons groot verlange bevredig sal word. Daardie verlange wat ons het om by hom te wees. Maar dit het ook 'n impak op ons nou, vandag hier waar ons nou sit. Want Christus is nou ons medelydende, empathieke intreder, ons voorspraak by God. Hebreërs 4 vers 14. Terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het, wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Ons kan dit met vertroue doen. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede het nie. Hy was immers in elke opsig, net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon. Hoekom? Want ons hoëpriester is daar, sodat ons barmhartigheid en genade kan ontvang, en so ook op die regte tyd gered kan word. Maar daar was nog meer. En die volgende stap in die
werklikheid wording, die waarwording van ons geloof was dan ook die koms van die Heilige Gees. 50 dae na Jesus hemelvaart wil sê, op die dag van die Pinksterfees, ek bedoel 50 dae na die Paasfees en 10 dae na die hemelvaart, het God die Heilige Gees gestuur, soos Christus dit beloof het. En daar staan in Johannes 14 vers 16, waar Jesus dan sê, ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nog nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Dis hy wat die waarheid van die woord aan ons openbaar. So hierdie is dus die vervulling van Jesus se belofte, wat ons so kan beskryf in Handelinge 2 vers 2, en skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. En dan sien ons ook, en ons verstaan dit dan ook so, dat die uitstorting van die Heilige Gees was onweerlegbare bewys van die feit dat God die Vader Christus se gebed verhoor het, en dat dit ook deel was van sy heilige reddingsplan om vir ons die Parakleet, die Heilige Gees te stuur, die een wat saam met ons deur die lewe loop. En geliefdes, so sien ons dus dat die kruisiging van Jesus op Golgotha, die kruisiging, sy sterwe en voltooiing van sy Godgegewe taak, wat saamgegaan het met die skeur van die voorhangsel van die tempel, wat dit wat tussen ons en die Here was, en God was, verwyder is, die leeggraf en Jesus se opstanding uit die dood, die hemelvaart, die uitstorting van die Heilige Gees, al hierdie dinge is deel van God se groot reddingsplan. Al hierdie dinge verenig hulle stemme om met 'n oorweldigende koor te getuig dat God die Vader tevrede was met wat Jesus aan die kruis vermag het, en dat dit die uitvoering van die God bepaalde reddingsplan was en is, en dan ook vir ons onmiddellik die versekering gee, dit is op koers. Hier waar ons nou wag, is God se reddingsplan op koers. Ons hoef nie daaraan te twyfel nie. En dan kom die vraag, en ek wil met hierdie gedagtes hier afsluit. Waar staan elkeen van ons ten opsigte van hierdie Godsplan vanaf Genesis 3 vers 15 tot en met vandag? Sien en aanvaar ons God se hand deur die hele geskiedenis deur, ook in jou persoonlike geskiedenis tot hier waar jy vandag sit, en hier waar jy weer die evangelie geproklameer hoor, en hier waar jy die verduideliking hoor van hoe God se raadsplan uitgevoer is, en alles wat geprofeteer is, uitgevoer is, en daarom dat ook dit wat beloof is aan die gelowiges, werklikheid gaan word in ons lewens. Is dit wat jy glo, of wat jy nou daar sit en hierdie dinge hoor? En het jy werklik die afwagting vir die volgende gebeure wat volgens God se raadsplan gaan geskied? En wag jy met vertroue en werklike afwagting daarop? As ek dit in Engels sou sê, are you in the waiting mode? En verstaan jy jou taak as deel van hierdie afwagtende kerk vir die volgende gebeure in God se raadsplan, dat jy jou taak intussen moet vervul, dat jy jou lig moet laat skyn, dat jy die waarheid in jou lewe moet lewe, en dit moet ons doen tot en met die wederkoms, of met jou sterwe, of met die wegraping. Hoe werklik is Jesus Christus en God se reddingsplan, soos wat jy nou daar vandag sit, en hierdie waarhede hoor? Is dit die werklikheid vir jou? Hoe reageer die ware gelowige op hierdie waarhede?
Ek het hier die volgende aanhaling uit een van John MacArthur se boeke. En ek kan dit nie beter as hy uitdruk nie. En daarom gaan ek dit nou lees. En luister met aandag asseblief. But the Christian should fully comprehend that the cross was planned in eternity past. That Jesus steadily approached it throughout his ministry. And now, along with the Father, looks back upon it with complete satisfaction. And the Christian will react in the following way. He will be filled with a sense of awe and wonder over the stunning greatness of our salvation and over the love of God that produced it. A clear understanding of the cross will produce a profound appreciation that will purge our lives of unworthy and meaningless priorities. We will be filled with a sense of assurance as we understand that God in eternity past meticulously planned and executed his perfect plan. We will not ever doubt his desire or his ability to bring us safely into his eternal glory to complete what he has begun. It will be a relief to hear that our salvation rests not upon a perfect experience, but rather on Christ's redemptive, salvific work on the cross. Our relief should turn to overwhelming joy that should transcend every waking moment of our lives, as we also understand that God the Father was satisfied with what his Son accomplished on the cross. And whenever we have any doubt about our salvation, return to the cross, return to the empty grave, and remember that God's wrath was satisfied and that God raised him from the dead. Wat meer kan ons sê? Sal julle in die jare wat voorlê terugdink aan hierdie oomblik op hierdie 20ste April in die jaar 2025 om 7 minute voor 12. Wat ek vir julle gesê het, dit is die basis van ons geloof. Nie net soos dit in die verlede was nie, maar ook soos dit nou vorentoe moet wees. Dat niemand kan hierdie waarheid hoor en onveranderd gelaat word daardeur nie. Want die Gees van God werk in ons. En ons het mos gehoor. Ons het die Gees van God wat hierdie waarheid aan ons siele openbaar, in ons verstand openbaar, in ons wese openbaar, en ons beïnvloed om te verander, om meer te word soos Jesus, om die pad van heiligmaking te loop, sodat ons waarlik ons taak kan vervul hier op aarde. Ek het dit in hierdie een oomblik probeer saamtrek, en mag die Heilige Gees dit bevestig, geliefdes, want ek is maar net 'n swak prediker. Maar die Heilige Gees is God se Gees wat die almagtige krag tot sy beskikking het. En mag hy in ons verstand en ons harte en ons siele werklik dit bevestig vir elkeen wat syne is. En mag die Here hierdie woord seën. Ons loof U, Vader, vir die groot genade waarin ons kan staan. Here, watter ander gebed is daar om hierdie boodskap af te sluit as om dit te sê. Ons dank U vir die groot genade waarin ons kan staan. In hierdie kort oomblik het ons die vergrootglas geplaas op U woord en die waarheid daarvan, daardie waarhede uitgelig. Mag U Gees dit nou op ons harte en ons siel, ons verstand inprent en ons tot verandering beweeg
om ons tot groter heiligmaking te inspireer, maar ook om in ons harte daardie oorweldigende gevoel van dankbaarheid te gee vir hierdie groot genade waarin ons kan staan. En ook, Here, waar ons nou na die nagmaalstafel gaan, hoe kan ons dan anders as om net dankie te sê, ook vir hierdie herinnering, vir hierdie groot genade wat ons dan ook in die brood en in die beker gaan ondervind. Wat ons gedenk daardeur. Ons loof en ons dankie, Vader, met groot danksegging. In hom wat dit moontlik maak vir ons om tot U te nader. In Jesus se naam. Amen.